Amen. Is jy reg vir die woord vanmôre? Amen. Is jy die gees oop om die woord te ontvang? Amen. Baie belangrike woord. Ek is nog steeds besig om met julle te praat oor daardie beloftes wat ons in God se koninkryk het. Man, is dit nie wonderlik dat God is 'n God wat vol beloftes is? Ek dink ons uitdaging is net om by daardie beloftes uit te kom. Er is soveel beloftes wat die Here vir ons gegee het in die Nuwe Testament. En die woord van die Here sê dat elke belofte is ja en amen. Dis die waarheid, want onthou ek het vir julle gesê, wanneer God iets beloof, lieg hy nie. Mense lieg, maar God kan nie lieg nie. Dis een ding wat God nie kan doen nie. Hy is nie 'n mens wat lieg iets sal sê net jy doen nie, spreek nie waar maak nie. Daarom dank ek U dat ons God se woord kan vat vanmôre en dat ons kan staan op die woord van die Here. Maar dit is ook belangrik dat ons gaan verstaan wat sê God rondom sy woord en dat daar nie verwarring is met betrekking tot die beloftes wat God vir ons gegee het nie. Want dit is so dat God beloof aan sekere mense sekere dinge. Ons het nou gesien dat onder andere is daar soveel beloftes vir hulle wat leef in die vrees van die Here. Amen. Nie vir almal in die kerk nie, vir hulle wat leef in die vrees van die Here. Tweede kategorie is vir die regverdiges. Man, amen. Ek dank die Here vir die regverdiges hier vanmôre. Daar is soveel beloftes in die 30 wat die Here beloof aan die regverdiges. En nou kom God en ek praat met die oorwinnaars vanmôre. Is daar oorwinnaars in hierdie huis vanmôre? Kan julle julle hande bietjie baai vanmôre? Amen. Ons is oorwinnaars. Christus het gekom, not for the defeated church. Christus het 'n kerk kom vestig wat in oorwinning moet wees. Amen. Ek dank die Here vir die oorwinnaars vanmôre hier. Amen. Victory, amen, in Christ. Ek praat met u nog steeds oor die beloftes van God vir wie? Vir hulle wat? Oorwinning. Belangrik dat ek en jy dit moet verstaan. Ek wil vanmôre vir u sê, nie almal wat 'n tag het van Christen is oorwinnaars nie. Ons wil nie altyd en alles oorwinnaars nie, maar ek dank die Here dat ons oorwinnaars is, want ek praat met oorwinnaars vanmôre. U sal sien hierdie beloftes is verskriklik belangrik, want daar's van hierdie beloftes wat ewig is. Baie van die beloftes vir hulle wat nou leef in die vrees van die Here is net tydelik, man. Maar die dag as jy doodgaan, hou daai beloftes op. Maar hier is beloftes wat aangaan, wat ewig is, wat nie ophou nadat jy gesterf het nie. Dis hoekom hierdie beloftes belangrik is, wanneer ons gaan kyk. Ou net so 'n bietjie introduksie doen in terme van hierdie beloftes vir oorwinnaars. Daar's 3 dinge wat ons moet oorwin. Wie moet ons oorwin in hierdie wêreld? Daar's 3. Is die bose geeste, is die gees van die anti-kris en dit is jou vlees wat jy moet oorwin. Baie belangrik. Ek praat in die konteks van oorwinning. Hierdie dinge moet ons oorwin. As 5 dinge wat ek vir julle gegee het wat nodig is om in oorwinning te kom. Wat moet eerstens in jou lewe wees? Die woord van God moet in jou wees. Jy gaan nie oorwin as die woord van God nie in jou is nie. Hoe meer woord in jou is, hoe meer in oorwinning gaan jy leef. Tweede ding, moet wat in jou hê? Wie moet jy in jou hê? Heilige Gees van God. Jy gaan nie kan oorwin sonder die Heilige Gees nie. Ek praat van die volle pakket van God se Heilige Gees. Amen. Die derde ding, wat moet in jou hart wees? Geloof. Geloof is ontsettend belangrik. Jy gaan nie oorwin as jy nie geloof verstaan en jy in geloof opereer nie. Amen. Baie belangrik. Wat is die 4de ding? Openbaring 12:11. Hulle gaan oorwin deur die bloed van die lam. Amen. Jou oorwinning lê in die bloed van Jesus, want toe Christus sy bloed laat vloei het hy oorwinning kom bring vir die kerk. Ons oorwinning lê in die bloed van Jesus. Amen. En deur die woord van ons getuienis. Woord van ons getuienis. Het jy 'n woord vanmôre? Het jy 'n woord maandag wanneer jy uitgaan daar by jou omgewing waarin jy is? Hierdie woord is belangrik. Ons is die getuienis op hierdie aarde met die Heilige Gees van God wat in ons is. En ek praat met u oor die kerkdispensasie. Waar begin die kerkdispensasie? Dit het begin met die uitstorting van die Heilige Gees. Daardie dag toe daar 3000 tot wedergeboorte en bekering gekom het en gedoop is, toe het die eerste gemeente in Jerusalem ontstaan. Die woord wat ek vir u gee met betrekking tot die kerkdispensasie is van daardie eerste gemeente in Jerusalem tot en met die laaste gemeente by die wegvoering van die ware bruid van Jesus Christus. Daar word nie weer na die kerk verwys na die wegvoering van die ware bruid van Jesus Christus.
So, wanneer ek met u praat oor Openbaring 2 en 3, daar die 7 gemeentes aan wie die briewe gerig is, aan die 7 engele, wat die 7 pastore is van daardie gemeente. Dit is natuurlik eerstens die gemeente van Efese. Amen. Dan het ons die gemeente van Smyrna, Pergamus. Dan het ons Thyatira, Sardes, Philadelphia en Laodicense. Luister, wil dit net baie duidelik maak. Hierdie is nie 'n brief wat gerig is net aan een spesifieke gemeente in 'n spesifieke tydperk nie. Daarom praat die Gees van God met die gemeentes. Amen. Jy sal sien in elke brief, sê jy wie hoor dit, laat hom hoor wat die Gees van God aan die gemeentes sê. Daar was nie net 7 gemeentes in Minor Asia nie. Minor Asia nie, ons baie meer gemeentes. So wat wil die Here hier vir ons sê? 7 is net die volmaakte getal. Weet dit. So wat ek vir u bring is vir die kerk, die hele kerkdispensasie. Ek het laasweek met u gepraat oor wat het God gesê met betrekking tot die gemeente van Efese, Smyrna en Pergamus. Onthou jy? Amen. Vir die wat hier was. En daar was sekere beloftes en sekere uitdagings wat hierdie kerk gehad het en wat ons ook het nou. In die eerste plek sê die Here, hulle wat oorwin gaan wat mee gebeur? Hulle gaan eet en toegang het tot die boom van die. Halleluja! Is dit nie fantasties nie? Maar hulle sê verder ook gaan deur die tweede dood geen skade ly nie. Wat is die tweede dood? Die poel van vuur wat brand tot in alle ewigheid, van vuur en swaal is die tweede dood. Salig is hulle wat deel het aan wat? Die eerste opstanding. Aan hulle het die tweede dood geen mag nie. Hulle gaan die tweede dood oorwin. Amen. Dis die oorwinnaars hier. Amen. Amen. Prys die Here. Ek weet net ons gaan deel wees van die eerste opstanding. Jou hart en lewe vir die Here gegee, jy oorwinnaar. Prys die Here. Hy sê verder ons gaan eet van die verborgde manna. Wat is hierdie verborgde manna? Jesus kom in Johannes 6 sê ek is die brood van die lewe. Amen. Ons gaan eet van die brood van die lewe, is die verborgde manna wat in die hemel uitgekom het. Amen. Nie na die padkos van die Ou Testament nie. Amen. Hy sê gaan vir jou 'n nuwe naam gee. Die belofte is Here. Jy geweet jy gaan 'n nuwe naam kry. Moenie vir Willem soek in die hemel nie. Maar 'n ander naam kry. Prys die Here. Ek gaan aan môre met julle praat oor wie? Oor die oorwinnaars. Praat hier die oorwinnaars. Hierdie beloftes is vir die oorwinnaars. En ons gaan kyk wat moet ons oorwin verder wanneer ons gaan kyk na die gemeente van Thyatira. Ons gaan kyk na hierdie 4de gemeente Openbaring 2:26 tot en met 29. Ek lees dit eers vir u en dan gaan ek dit vir u oopbreek. En aan wie? Aan hom wat oorwin. Die woord is duidelik hier. Net aan hulle wat oorwin. En wat doen? En my werke tot die einde toe bewaar. Sal ek mag oor die nasie gee en hy sal hulle regeer met ysterstaf soos 'n erdegoed word hulle verbrysel. Net soos ek ook van my Vader ontvang het en ek sal hom wat gee, die môre ster gee. Wie oor het, is daar iemand hier wat oor het? Amen. Halleluja. Hy sê wie oor het? Laat hom hoor wat die Gees aan wie sê. Net aan Thyatira, aan die gemeentes. God sê vandag nog steeds dieselfde vir elke gemeente wat op hierdie aarde is hierdie woord voor. Gemeente, Koninkryk Bedieninge, hoor wat die Here vanmôre vir u en hulle ander ook wil sê. Ons moet begin by die eerste plek. Wat is die eerste wat die Here sê? Die wat my werke tot die einde toe bewaar. En ons moet 'n bietjie gaan stil staan met betrekking tot die werke. Dink julle werke is belangrik? Amen. As jy nie so dink nie, gaan jy vanmôre sien hoe belangrik werke is. Dit is fantasties om preke te hoor oor die genade van God en die geloof in die Here. Om daai golf te ry is fantasties. Ek dank God vir sy genade. Ek dank die Here vir geloof, want ons geregtigheid kom ook deur ons geloof. Maar het julle geweet as werke betrokke? En ek wil ons moet gaan kyk na die belangrikheid van die werke. Hoe dit jou lewe nou gaan raak en ook jou ewige lewe gaan raak. 'n Paar skriffies vir u noem, kan dit neerskryf, Openbaring 2:5, kom hy in die gemeente van Efese. Hy sê die volgende vir hulle, hy sê, onthou dan waarvan jy uitgeval het, en bekeer jou, en doen die eerste werke. Is belangrik, want wanneer kom die werke? Die werke kom na bekering. Luister, voor bekering is dit nie goeie werke. Het jy 'n ondervinding daarvan?
Wie van ons was betrokke by slegte werke tot jy tot bekering gekom het? Amen. Nou kom die werke na die bekering. Hy sê dit hierso, hy praat met die kerk. Hy sê anders kom ek gou na jou toe, sê jou kandelaar van sy plek verwyder as jy hier nie bekeer nie. Bekering is 'n ontsettende belangrike ding hier. Baie belangrik. Dit is, ek dink, waar die kerk verwar is baie keer en die predikers dit nie duidelik maak nie. Kom ek vandag vir julle sê, jy kan hierdie formule neerskryf. Genade is gelyk aan wat? Bekering. Weet jy wel? Nee, waarom ek hoef niks te doen nie, alles val net in my skoot in. God se genade val net in ons skoot in. Ek sien dit nie in die kerk nie. Luister my boetie en sussie, kom jy tot bekering en jy sal God se genade in jou lewe sien. Amen. Jy sien, dit word nie altyd gepredik nie. Nee, kan leef soos wat ons wil. Sonde en ongeregtigheid. En al hierdie dergelike dinge. Maar God, ons soek die genade, Here, nee, bekeer jou. Sê die woord van die Here. En dan gaan ons sien of jy jou bekeer het. Hoe gaan ons sien of jy jou bekeer het? Gaan kyk na die werke na bekering. Dis hoe jy ware bekering sien in mense se lewens, Here. Sien, want werke is ontsettend belangrik. Hoor, julle, ek het vir julle die 5 B's gegee. Daar is 3 B's wat ontsettend belangrik is voordat ons uitkom by bekering. Wat is daai 3 B's? Wat is die eerste een van daai 5 B's? Jy moet bewus wees van verkeerde goed in jou lewe, dat jy nie volgens die wil van God leef nie. Wat is die tweede een? Nou moet jy berou in jou hart hê oor die feit dat jy bewus geword het dat jy opereer nie volgens God se wil nie. Wat is die derde een? Jy moet dit voor God bely, sê 1 Johannes 1 vers 9. As jy daai 3 dinge doen, dan kom jy waaragtig tot bekering. Hierdie 3 gaan bekering vooraf. As hierdie 3 nie in 'n persoon se lewe betrokke was nie en hy sê hy het hom bekeer, gaan dan nie werke wees. Hoor wat ek vandag vir julle sê. As iemand sê ek het tot bekering gekom, kyk na sy werke. As jy tot bekering beteken dat jy gaan dinge anders doen as wat jy gedoen het voordat jy tot bekering gekom het. Amen. Amen. Handelinge 26 vers 20. Praat hy hierso en hy praat van die werke wat by die bekering pas. Is dit nie awesome nie? Jy sien, wat sê die Bybel? Wat is hierdie werke? Dis die vrug wat jy produseer in jou lewe. Hoe weet ek dat jy tot bekering gekom het? Daar moet vrug wees van bekering. Fariseërs en skrifgeleerdes kom na Johannes die Doper toe. Sien, want dis mos nou the flavor of the month. Hulle gedink dis die indruk om gedoop te word deur Johannes. Nee, doop is 'n spesifieke betekenis, Here. Nou kom daai godsdienstige boetjies en hulle mos nou ook gedoop word. Hy sê luister hierso, man, gaan dra julle eers vrugte wat by bekering pas. Hoekom Johannes het gedoop met die doop van bekering? Amen. Gaan dra eers vrugte wat by die bekering pas. Julle vrugte is vrot. Julle wat hy vir hulle sê. Raai is die regte vrugte. Julle het nie tot bekering gekom nie, want ek sien nie die vrug in julle lewe nie. So is dit ook maar vandag. Jesus kom in Matteus 24. Matteus 24 moet julle verstaan is in die konteks van die eindtyd. Dis in die konteks van wat gaan gebeur in die eindtyd en dan die wederkoms van ons Here Jesus Christus. En in hierdie konteks kom hy en hy sê die volgende, want ek wil vir jou die belangrikheid van jou werke wil ek vanmôre vir jou uitlig. Want Christus het weggegaan en toe het hy diensknegte en diensmaagde aangestel wat moet doen? Moet werk. Arbei vir sy koninkryk. Hoor wat sê Jesus? Gelukkig is daardie diensknegt wanneer sy Heer as hy kom Jesus weer. Amen. Moenie omkant gevang word nie. Hy sê wanneer Jesus weer kom, op hierdie manier besig sal vind. Amen, is jy besig? Met wat is jy besig? Sien, wat sê die woord van die Here hier? Ons as diensknegt voordat Jesus kom, moet besig wees met die werke. Met werke! As die Here gaan kom, moet jy besig wees met die werke. Dit beteken nie, wanneer die basuine blaas, op daai oomblik moet jy besig wees om te werk nie. Nee, wat wil hy vir ons sê? Jy moet besig wees met dit wat God wil hê jy moet doen in die liggaam van Christus. Waar skakel jy in die liggaam van Christus? Wat is jy besig om te doen vandag vir God se koninkryk? Wat se werke doen jy vir die koninkryk van God? Amen.
Nou die dag deel ek met mense. Trek tot hierdie onderwerp, het 'n studie gedoen oor see iewers onder 'n sekere groep mense om uit te vind hoeveel betrokke is met werke binne in die kerk. Skokkende statistiek. Dink hulle het 'n paar duisend mense geïnterview. 80% van hulle weet nie wat is hulle roeping en bediening nie. Doen niks nog God se ding. Werke belangrik. As Jesus weer gaan kom, hoe wil hy ons vind? Besig met werke. Toe suster, wat doen jy vanmôre? En wat doen ek? Wat doen ons? Wat se werke doen ons? Werke is belangrik. Nee, persoonlik het geloof. Halleluja, God se genade. Nee, wat se werke doen jy? Werke is belangrik. Soek die beloftes. Wat se werke doen ons? Is werke belangrik? Kom ons gaan kyk. Paulus sê in 2 Korintiërs 11 vers 15. Maar hulle einde sal wees volgens hulle werke. Hulle einde gaan wees volgens hulle werke. Ek bid die Here wanneer ek my einde bereik, dat ek my volle werke gedoen het wat God vir my gekies het in die moederskoot om te doen. Ek wil betrokke wees by hierdie werke want dit bepaal ook hoe jy gaan eindig. Openbaring 20:13. En hulle is geoordeel elkeen volgens hulle. Jy geweet jy gaan geoordeel. Ek gaan baie dat gaan geoordeel word, maar daar geen werke nie. As daar party wat werk het, maar hulle werk is nie so suiwer nie. As sekere dinge met betrekking tot die werke. Luister, werke is belangrik. Ek wil dit vir uitlig hierdie woord. Sê dit vanmôre. As jy gaan kyk in die eerste 3 gemeentes. Eerste 3 gemeentes. Dan kyk ons na belangrikheid van werke. Sien. Die woordjie werke kom 9 keer voor, net in die eerste 3 gemeentes. Hy begin met elkeen van hierdie. En hy sê, ek ken jou werke. Dan kom hy in die volgende gemeente. Ek ken jou werke. Derde gemeente. Artemis. Ek ken jou werke. Ken God jou werke? Amen. Jy weet die Here ken jou werke. Die Here weet wat jy doen. Daar's beloftes vir julle wat hierdie werke doen tot die einde toe. Luister, dis hulle wat oorwin. Wie is die oorwinnaars? Hulle wat die werke doen tot die einde toe. Want hierdie werke bepaal hoe jy gaan eindig. Dit is baie belangrik. 9 keer kom werke voor net in die eerste 3 gemeentes. Hy praat met die kerk. Tweede ding. Hy sê vir hom hierso, ek gaan hulle mag gee oor die nasies, om te regeer. Kyk. Ek baie gemediteer hieroor, want ons moet gaan verstaan wanneer gaan dit plaasvind. Ek gaan my interpretasie gee rondom dit. Ek sien wel dat daar sekere kategorieë van mense is wat gaan regeer oor nasies in die 1000-jarige vrede. So ek glo dat hierdie is in die 1000-jarige vrede. Openbaring 20 kan jy gaan bestudeer. Daar is verskeie kategorieë van mense wat oor nasies gaan regeer in die 1000-jarige vrede. In die eerste kategorie praat die Bybel van, hy sê, hulle wat deel het in die eerste opstanding. Die tweede dood het geen mag oor hulle, hulle gaan saam met Christus regeer vir 1000 jaar. So ek weet ten minste, daar is een kategorie van mense wat hierdie Bybel van praat hier, of wat hierdie gedeelte praat. Hulle is oorwinnaars. Amen. Tweede kategorie is mense in die 1000-jarige vrede. Is hulle wat onthoof gaan word terwille van hulle geloof in Christus en die evangelie en die woord van God. Amen. En wie nie die dier se merk aanvaar het nie en die dier nie aanbid het nie. Bybel praat van hulle as oorwinnaars. Hulle sê die Bybel gaan ook saam met Christus regeer vir 1000 jaar. Amen. Dit kan nie na die 1000 jaar wees nie, want waar gaan hulle regeer? So dit moet wees voor die 1000-jarige vrederyk. Vir hulle gaan saam met Christus kom by sy wederkoms. Hulle gaan op hierdie aarde 1000 jaar gaan hulle oor nasies regeer. Vir hulle wat? Oorwin. Dan sê hierso, wat gaan hy vir ons gee die môre ster? Wil jy ons moet gaan kyk na môre ster, want ons nie verward raak hier, betrekking tot die môre ster. Want daar word in Jesaja 14 vers 12 verwys na die môre ster as wie? Lucifer, Satan. Hoor wat sê hy hier? Hoe het jy in die hemel geval? O môre ster, seun van die dageraad, hoe lê jy teen die aarde neergeslaan?
oorweldiger van die nasies. Wanneer het dit gebeur? Wanneer is die duiwel uit die hemel uitgegooi? Toe hy hoogvra het oor weet jy God se koninkryk en sê ek wil soos God wees. Toe is daar 'n derde van die engele saam met hom uit die hemel uit neergeslaan. Dan, lees baie belangrike skrifte. My suster, wat nie eintlik oor gepredik word nie genoem nie. Sien maar daar sekere mense wat nie glo aan 'n pre-Adamiese tydperk nie. Hierdie was pre-Adamies. Kom ek vandag vir julle sê. Nêrens sien ek dat die duiwel na God die aarde geregeer het om toe uit die hemel uitgeskop en staan engele nie. Die duiwel was al reeds uit die hemel uitgeskop voordat God weer die aarde gerestoreer en herstel het. Skrifte is duidelik. Moenie laat mense jou verwar nie. Ek kan vir julle nog tientalle skrifte noem om dit te bewys. Staan nie na wie skuld staan vanmôre nie. Maar hier kom hy. Maar wie is ook die blindmorgenster? Jesus Christus, halleluja. Want hoor wat sê die woord in Openbaring 22:16. Ek, Jesus, het my engel gestuur om hierdie dinge aan julle voor die gemeente te betuig. Ek is die wortel en die geslag van Dawid, die blindmorgenster. Dis hierdie morgenster wat jy gaan kry as jy oorwinnaar is, nie Satan nie, asseblief, jy soek hom nie. Soek hom in jou lewe. Jy moet hom weerstaan, sê die woord van die Here. Hoekom weet ons, as jy gaan kyk in Openbaring 6, wanneer die seels oopgemaak word, wanneer die eerste seël oopgemaak, kry jy 'n ruiter op die wit perd, wie is dit? Dis die dier, is die anti-kris. Maar in Openbaring later aan die einde, kry jy ook 'n ruiter op die wit perd, wie is hy? Jesus Christus. Amen. Moenie verward raak tussen hierdie twee, of die morgensterre nie. Amen. 2 Petrus 1 vers 19. En ons het die profetiese woord wat baie vas is, waarop julle tog moet ag gee, soos op 'n lamp wat in die donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die morgenster opgaan in julle harte. Amen. Jy's 'n oorwinnaar as Jesus in jou is. Wat sê God wees ons in hierdie wêreld? Ons is die lig. Jy kan nie lig wees as jy nie die morgenster in jou lewe het nie, man. Geen iemand wat nie 'n kind van God is nie, wat nie wedergebore is nie, het nie die morgenster in hulle nie. Kan nie 'n lig wees in hierdie wêreld nie. Amen. Het jy Christus in jou? Amen, jy's 'n oorwinnaar. Amen, jy het oorwin, man. Jy het die bose oorwin, jy het die hel en die dood oorwin. Amen. Prys die Here soos wat Christus dit gedoen het, ons is saam met Christus oorwin. As ek praat, hierdie oorwinnaars vanmôre. Amen. Nou kom die uitdaging. Sê, okay, hoe kan ons oorwinnaars wees? Wat maak ons oorwinnaars? Hier is wat jy teen moet kom. Sê, ek praat van Thyatira, in die konteks van Thyatira. God praat met die kerk hierso. Nou word Isabel genoem hier, Jezebel. Hy praat van die leer van Jezebel, Isabel. Here moet ons help. Broer en suster, luister, hierdie is nie Jezebel, die vrou van Agab, wat in die Ou Testament geleef het nie. Sy's dood, man. Dis die gees wat deur haar gewerk het, is dieselfde gees wat opereer in die kerk in die Nuwe Testament. Hy waarsku die kerk teen verskillende valse leerstellings. En is skokkend dat die kerk aan die slaap is en hierdie dinge nie verstaan nie. Ek bid die Here vir die onderskeiding van geeste, dat die verkeerde geeste nie in die kerk opereer nie. Een van hierdie geeste is die gees van Isabel. Nie 'n vrou nie. 'n Gees van Isabel kan deur 'n man ook opereer. Wil jy dit verstaan? Hy waarsku ons hier in hierdie gees van Isabel. Sy noem haarself 'n profetes. Sy is toegelaat om te leer en om die diensknegte te verlei. Hy praat van hoereer hier. Luister, is nie net fisies nie, hy praat van geestelike hoerery. Dis wat hierdie Jezebel gees doen. Afgodsoffers eet, vers 22 sê, kyk wat gaan gebeur. Kyk, ek werk haar op 'n siekbed, sê die woord van die Here. En die wat met haar oorspel bedryf, die wat gekoppel is aan haar, die wat verbind is aan haar, die wat deur haar verlei is, sê die Bybel sit ek deur 'n groot verdrukking. Amen. Kyk, ek dink ons weet wat is die groot verdrukking. Natuurlik is daar verdrukking in hierdie wêreld, maar wanneer die Bybel praat van die groot verdrukking, verwys hy na wat? 7-jarige verdrukking, vir al die 3,5 jaar is 'n groot verdrukking, sê die Bybel. So wat gaan gebeur? Baie Christene wat die Christen tag aan het, wat gekom het en onder die leer van Jezebel sit, sal deur die groot verdrukking gaan. Nee, ek sê dit die woord van God sê. Waar word hierdie lering gegee? In die wêreld en die hole daar? Nee. Waar nie?
Die kerk. In die kerk. Ek het eens gesien. Bid vir onderskeiding van geeste. Halleluja. Dan sê hy verder vir Thyatira. Ek sal aan elkeen van julle gee volgens sy werke. Is werke belangrik? Amen. God sê hy gaan vir jou gee volgens jou werke. Amen. Here gee vir ons, maar jy werk nie. Nee, God gee vir jou. Wat is jou werke? Amen. Of eina. Nou suster, ons moet 'n oor hê om te hoor wat God vir sy kerk sê. Dit is belangrik. Baie belangrik. Dis die gemeente van Thyatira. Kom ons gaan kyk na die volgende gemeente. Sjoe. Paar baie belangrike dinge. En die mees belangrikste oor die evangelie kry ons in die volgende gemeente van Sardis. Hoor wat sê in Openbaring 3 vers 5. Vir wie? Kan jy sien elke keer. Vir hulle wat oorwin. Wie oorwin sal bekleed word met wat? Wit klere. En ek sal sy naam nooit uitwis uit die boek van die lewe nie. En ek sal sy naam bely voor my Vader en voor sy engele. Amen. Ons breek hierdie skrifgie oop. Eerstens, met betrekking tot wit klere. Jy moet verder gaan kyk, hier is 'n skokkende skrifgie. Hy praat met die kerk. Luister wat sê die Here vir die kerk. Want hy praat met Sardis, maar as hy met Sardis praat, praat hy met die gemeentes. Maar jy het enkele. Hoeveel? It's a few. Only a little. Hy sê jy het enkele persone in Sardis wat hulle klere nie besoedel het nie. En hulle sal saam met my in wit klere wandel, wat hulle waardig is. Praat oor die wit klere wat ons gaan aantrek. Hoeveel is daar wat wit klere gaan kry? Hoeveel oorwinnaars is daar in die kerk? So, in hierdie geval, enkeles. Of, julle, enkeles. Sien, dis wat die woord van die Here sê, in jou skrif gaan kyk. Wil jy ons moet gaan kyk na wit klere? Ons kyk na voorbeelde, waar daar mense was, of engele in wit klere. Eerste plek vaar Jesus op na die hemel, dui jy dit op die Olyfberg. Hier staan die disippels, Jesus God, al die wolke om weggevoer. Skielik staan daar 2 manne in wit klere. Wie was hulle? 2 engele. Amen. Jy weet engele het wit klere aan. Amen. 24 ouderlinge rondom die troon. Julle weet mos van hulle. Daai wat het hulle aan? Hulle het wit klere aan. Daai 24 ouderlinge. Wit klere aan. Amen. Dan sê hy, die apostel Johannes in Openbaring, hy sê, toe daai 5de seël oopgemaak word. Hy sê, sien hy onder die altaar die siele van hulle wat gedood is. Aan elkeen van hulle is wit klere gegee. Hoekom? Dit is oorwinnaars. Amen. Hulle wat gaan regeer, saam met die Here Jesus Christus vir 1000 jaar. Hier kom die beloftes in, julle. Dis beloftes. Fantasties. Hy gaan verder in Openbaring en hy sien 'n groot menigte wat niemand kon tel nie. Uit elke nasie en stamme en volke en tale. En hulle het gestaan voor die troon van die Lam, bekleed met wit klere. Oorwinnaars. Amen. Maria hardloop na die graf toe. Nou julle, daai Sondagoggend, toe daar kom is Jesus nie daar nie. Wat sien sy? Toe sy uitkom sien sy, of daar binne sien sy wie? Manne met wit klere, engele. Dit was engele met wit klere aan. Baie belangrike ding wat ek vir jou noem in Openbaring 19 vers 8. Praat van die ware bruid van Christus. En aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges, die regverdige werke. 'n Daad is 'n werk. Werke belangrik. Amen. Sien hoe lyk ons kleed vanmôre? Is ons kleed besoedel? Is dit vol vuur? Vir die bloed van Jesus nodig om te kan oorwin. Amen. Ons kleed moet rein en skoon wees, julle. Nie tyd dat jy jou kleed besoedel nou met al die sonde en ongeregtigheid in hierdie wêreld nie. Nee. Ek praat met jy baie belangrike ding. Waaroor praat ek met jy? Hy sê hierso, ek sal sy naam nooit uitwis uit die boek van die lewe nie. Ek het op 'n stadium met 'n bietjie gepraat oor verskillende boeke in die Bybel. So onthou, 'n klomp boeke genoem. Maar hierdie is die mees belangrikste boek. Daar is geen belangriker boek as hierdie boek.
is die boek van die lewe. Kom ons gaan kyk 'n bietjie. Die Psalm praat ook van die boek, but it's the book of the living. Afrikaans praat van die boek van die lewe. But that is the book of the living. Moses kom by 'n geleentheid, en hy tree vir die volk Israel en hy sê, Here man, moenie hulle doodmaak nie, haal eerder my naam uit die boek van die lewe, book of the living. Okay. Net baie belangrik hier, daar's 'n verskil tussen die boek van die lewe en the book of the living. The book of the living is die boek wat opgeteken is vir die mense wat leef op hierdie aarde, wat nog lewendig is. That's the book of the living. Hulle leef. As jy dood is, word jou naam uitgehaal in die boek van the living op hierdie aarde. Maar hier is 'n boek van die lewe, is 'n ander boek hier. Die Nuwe Testament praat van hierdie boek. Kom ons gaan kyk 'n bietjie na 'n paar gevalle. Filippense 4 vers 3. En ek vra jou ook, opregte metgesel, wees hierdie vroue behulpsaam, wat met my saam gestry het in die evangelie. Ek dank die Here vir mense wat saam met ons stry vir die evangelie. Amen. Het jy sulke mense wat saam met jou stry vir die evangelie? Amen, ek hoop so. Ook saam met Clemens en my mede-arbeiders. Wat? Medewerkers? Jou werk belangrik? Moet jy besig wees met werke? Amen. Mede-arbeiders wie se name in die boek van die lewe is. Amen. Name is in die boek van die lewe. Dan nooit die boek is wat jou naam moet inwees is hierdie boek. Dat het ek vandag vir sê. Openbaring 13:8. Al die bewoners van die aarde sal hom aanbid. Luister, dis die Antichrist. Openbaring 13 praat hy van die Antichrist. Hy sê al die bewoners van die aarde, maar nie almal nie, hy praat van 'n sekere kategorie. Almal van wie? Hy sê, almal wie se name nie van die grondleg van die wêreld in die boek van hierdie lewe van die Lam geskryf is nie. Luister. So, dis wat die woord van die Here sê. Hulle gaan die Antichrist aanbid. Hulle gaan die merk van die dier vat. Hulle gaan hom aanbid, sê die Bybel. Wie? Hulle wie se name nie? Boek van die lewe. Die wie se name in die boek van die lewe is, gaan hom nie. Maar wat sit hulle dan daar 4 jaar gedruk? Los nie aan 'n wegvoering van die bruid nie. Sure. As dit 'n bewys dat alle kinders Christene nie weggevoer word. Bewys nie. Sien, dit is baie belangrik dat ons dit gaan verstaan. Sien te sê jou naam is in die boek van die lewe. Jy gaan weggevoer word nie. Wat se boek moet jou naam wees? En die gedenkboek, dankie. Daar's 'n ander boek wat die gedenkboek is. Vir hulle wat waarlik leef in die vrees van die Here. Hulle name is opgeteken in die gedenkboek. God sê in Engels, in that day, when I make up my jewels, I will spare them. Hy gaan hulle spaar, waarvan? Die groot verdrukking. Amen. Dis is die woord is duidelik. Ek dank die Here. Ek dink dis die tweede belangrikste boek in die Bybel. Die eerste een is die boek van die lewe. Jy het die ewige lewe. Maak nie saak of jy deur die 7-jarige verdrukking gaan nie. Luister, wanneer sal jou naam uitgehaal word uit hierdie boek as jy nou in die 7-jarige verdrukking ingaan? As jy die merk van die dier vat. Die kids, as jy die merk van die dier gevat het en die dier aanbid, is daar geen kans nie jy kan wat se berou en belydenis sê. Verby, Ikabod. Dan. Openbaring 17 vers 8. Die dier wat jy gesien het, waar sien is nie, en sal uit die afgrond opkom en na die verderf vaar. En die bewoners van die aarde wie se name nie van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe geskryf is nie. Hulle gaan hulle verbond oor hierdie dier. Luister, maak seker dat jou naam is in hierdie boek. Hoe weet jy jou naam is in hierdie boek? Wat se versekering het jy dat jou naam in hierdie boek is? Hier is die watermerk, my broer en suster. En dis wat ons moet onderskei tussen 'n lewe van oorwinning op hierdie aarde en 'n ewige lewe in God se koninkryk. Daar is geen onduidelikheid met betrekking tot God se skrif nie. Luister, daar seker dinge wat nie baie duidelik is nie. Wie is die Antichrist? Is dit die Pope of Trump? Of Mandela? Sê die Bybel wie dit is? Seker dinge onduidelik. Die Bybel sê nie direk wie of wat dit is nie. Amen. Maar die Bybel is baie duidelik vir jou ewige lewe. Hy sê sodat jy kan weet dat jy die ewige lewe het in jou naam geskryf is in die boek
van die lewe. Hy moet geen onduidelikheid wees nie. Wat sê die skrif rondom dit? Dis waar die genade van God inkom, nie jou werke nie. Wedergeboorte. Jesus adem is jou redder, verlossingssaak. Jou geloof in die Here Jesus Christus. Man, as jy vanmôre sê, ek glo in die Here Jesus Christus. Sy bloed het gevloei. Ek het sy bloed aangeneem. Ek dien die Here Jesus. Halleluja. Ek is wedergebore deur die Gees van God. Amen. En daar's vrugte wat daarby pas. Amen. Sê die Bybel, jou naam is geskryf in die boek van die lewe, nie werke nie. Asseblief, jy moet dit verstaan. Uit genade is jy gered deur die geloof. Geen werke nie. Jy kan roem nie, anders roem jy in jou saligheid. Jy kan nie. Jy's 'n kind van God vanmôre op grond van geen werke nie, op grond van die feit dat jy jou geloof in Christus geplaas het. Amen. Die Here Jesus aangeneem as jou redder, verlosser en salig. Jy het wedergebore is wat Jesus gesê het. Dis hoe jy deel word van die koninkryk van God. Amen. As jy dit deurgegaan het, moenie dat die duiwel vir jou lieg nie, man. Hy's 'n leienaar. Amen. Dis belangrik dat jy daardeur gaan. Belangrikste boek, tweede belangrikste is die gedenkboek. Amen. Ek kom in Openbaring 20 vers 12 tot 15. Baie belangrike skrif hier, boek van die lewe aangetrek. Ek het die dode groot en klein voor God sien staan en die boeke is geopen. Daar's boeke. Nou daar's ander boeke waarin jou werke opgeteken is. Hier is nie, jou werke is nie die boek van die lewe nie. Daar's ander boeke waarin jou werke is, jy gaan geoordeel word volgens jou werke. Dan, maar daar's 'n boek van die lewe. Hy sê hier's geopen. Hy sê in 'n ander boek, die boek van die lewe, hy's ook oopgemaak. So daar's ander boeke wat oopgemaak word. Daar in Openbaring 20. Maar dan sê hy daar's 'n ander boek wat geopen is, die boek van die lewe. Hy sê en die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is volgens hulle werke. Is jou werke belangrik? Jy weet jy gaan geoordeel word volgens jou werke. Daar's boeke wat nou geskryf word. En Willem is daarin en sy werke word in hierdie boeke opgeteken. Daai boek gaan oopgemaak word. Halleluja. Ek gaan geoordeel word volgens daai werke wat ek gedoen het. En of my werke suiwer was, want onthou, dit gaan op die proef gestel word deur die vuurwind. Amen. As dit hooi en kaf was, gaan dit verbrand, maar ek sal nog die ewige lewe hê. Die Bybel sê dit, niks met jou ewige lewe te doen. Maar as 'n ander boek, hierdie boek is belangrik. Kom ons gaan kyk en die see en die dode gegee wat daarin was, en die dood en die doodryk het die dode gegee wat daarin was, sê die Bybel. En hulle is geoordeel. Elkeen volgens sy werke. So. Werke is belangrik. Luister moet ons as dan 'n ooit 'n woord is wat uitkom in vandag se prediking, is dit die werke wat ek en jy doen. Hy sê hierso. En die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerk. Hoekom is die dood en die doderyk in die poel van vuur gewerk? Kom ek gaan vir julle sê, almal wat op daai stadium in die dood en die doderyk is, gaan hel toe. Want onthou die eerste opstanding nie laat plaasgevind. Daar is 'n orde met betrekking tot die opstanding van die dode. Hulle gaan eers opstaan na die 1000-jarige vrederyk. Dis wanneer die almal gaan verskyn voor die wit troon oordeel. So hulle wat in die doodryk is na die eerste opstanding, die tweede dood het wel 'n impak en effek op hulle. Maar hulle wat deel het in die eerste opstanding, tweede dood, wat is die tweede dood? Die hel. Amen. Hierdie ding is duidelik, ons moet hierdie goedes verstaan. My broer en suster, hy sê dis die tweede dood. En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf is in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerk. Hulle moenie sulke goed preek nie. Jy maak mense bang. Prys die Here. Amen. Dis omdat mense nie die waarheid van God se woord hoor nie. Nou is dit grace. As 'n ander aspek van God, waar daar 'n wraak van God en 'n oordeel van die Here kom. Die Bybel praat in Openbaring daarvan. Ons is te bang om mense te waarsku. Ons sien hulle oop loop in die hel in. Maar wat doen ons dan? Dis 'n verskriklike belangrike skrif hier. En ek het 'n groot versigtigheid rondom die boek Openbaring. Ek gaan vir julle sê hoekom grond van hierdie skrif hier. Luister 'n bietjie hierna. Openbaring 22 vers 19. As iemand
iets van die woorde van die boek van hierdie profesie wegneem. Watter boek? Amen, dankie. Naomi. Want ek hoor baie keer mense sê, vat hierdie skrif en sê uit die Bybel uit. Nee, uit die boek. Openbaring, hierdie profesie. Hierdie profesie. Dan sal God sy deel wegneem uit die boek van die lewe. Dink julle is 'n gevaarlike is hierdie. Wat dit? Ek wil nie my naam uit die boek van die lewe hê nie. Net ons suster. Hy sê verder hierso. Hy sê en hy die heilige stad en die dinge waarvan hierdie boek geskrywe is, wat in hierdie boek opgeteken is. Hy sê die wat byvoeg by hierdie boek. Kom goed bysit. Sal ek die pla wat in hierdie boek is byvoeg tot sy lewe. Waarom, my kind en suster? Moenie vir my vra wie is die anti-kris nie. Ek wil nie goed byvoeg wat God gesê het. Wat is die merk van die dier? Ek weet nie. Nou dan sê die Bybel presies wat dit is nie. Het julle al gesien daar in die Bybel staan dat wie die anti-kris is? Nee. Ek gaan nie goed byvoeg nie. Ek sê nie hoe die mense gaan help op 'n naam uit die boek nie. Ek is net baie versigtig wat die boek Openbaring aanbetref. Sien. Wil jy iets wegneem uit hierdie boek uit? Ja, daar bestaan nie so iets soos die hel nie en die poel van vuur nie. Dis hulle wat goed uit hierdie profesie uithaal. Mense wat sê daar's nie 'n hel nie, haal dinge uit hierdie boek uit. Hulle sal hel toe gaan. Kom ek vandag vir julle sê waarom hulle nie glo nie, maar as hulle daar aanval gaan hulle begin glo. Maar hulle geloof gaan te laat wees. Nie dat mense vir jou sê daar is nie 'n letterlike hel nie en nie 'n hemel nie. Luister, die hemel is nie in jou kop nie. Party mense sê, amen. Praat van God se koninkryk waar die Here nou is in die derde hemel. Daar's 'n letterlike hel wat baie mense nie wil aanvaar nie en hulle haal goed uit hierdie boek uit wat in hierdie boek is wat 'n tweede dood is in die poel van vuur wat brand tot in ewigheid. Luister, Satan gaan daarin gegooi word. Die valse profeet en die dier, al hierdie bose geeste en na die 1000-jarige vrederyk die duiwel en almal wie se naam nie opgeteken is die boek van die lewe nie sê die Bybel gaan deur die tweede dood wat die hel is, die poel van vuur wat brand tot in ewigheid. Ek sal dit nie uithaal nie. Ek gaan ook nie goed byvoeg nie, my sussie. En ek is baie versigtig met betrekking tot die boek Openbaring. Te veel mense het al uitlatings gemaak en stellings en dan gaan dit en dit kom verby. Dan gebeur dit nie. Dan sit hulle met 'n rooi gesig en dan gooi die naam van die kerk weg. Amen. Het julle geweet, ek weet presies watter tyd, dag en datum kom Jesus. Nee. Luister. Ek gaan nie iets byvoeg wat nie hier is nie. Niemand weet nie eens Jesus weet van die dag en die uur. Tydperk, ja, want Jesus tekens gegee van die eindtyd. 'n Persoon wat 'n stelling maak en sê, luister, ek dink daai 10 September 2028. Ek wonder of dit nie daai datum. Kan nie dit doen nie. Versigtig wees vir hierdie boek. Ek is baie versigtig. Is dit 'n belangrike boek? Ja. Kom ek gaan vir julle sê hoe belangrik is hierdie boek. Openbaring 1 vers 3. Salig, Makarios, supremely blessed. Amen. Is hy wat die woorde van hierdie profesie lees. Is dit vir ons? Ek wil gelukkig wees, ek wil supremely blessed wees, is die een wat hierdie profesie lees, hierdie boek. En, sê hy, dit nie net hoor nie, maar in sy hart bewaar. Amen. Wat daarin geskryf is, want die tyd is naby. Wanneer het die apostel Johannes dit geskryf? Hoeveel jaar terug, plus minus? 2000, plus minus, soos ek terug. Wat het hy gesê, die tyd is? Jo, 2000 jaar terug gesê die tyd is naby, leef in die eindtyd. Waarom leef ek in u? Einde van die eindtyd. Ons leef in die einde van die eindtyd. Het jy dit geweet? Hulle het al daar gesê, die tyd is naby. Amen, want die Bybel nie gemors nie. Tyd is naby. Waaroor gaan hierdie boek? Openbaring. Kom ons kyk wat sê die Bybel. Openbaring 1 vers 1 tot 3. Hy verwys na hierdie boek. Is die openbaring van Jesus Christus wat God hom gegee het om aan sy 10 knegte te toon wat gou moet gebeur.
En wat hy deur die sending van sy engel aan sy diensknegt Johannes te kenne gegee het, wat getuig het van die woord van God en die getuienis van Jesus Christus, alles wat hy gesien het en die dinge wat gaan kom en gebeur, is waaroor hierdie boek gaan. Ek gee gou vir die slotte opsomming van die boek Openbaring. Is julle reg? Nee. Waar begin die boek Openbaring? Kom ek gaan vir julle sê. Dit begin met die openbaarmaking van Jesus Christus. Gaan lees Openbaring 1. Dan sal julle sien, Openbaring 1 het te doen met die openbaarmaking van Jesus Christus. Wanneer was Christus geopenbaar in hierdie wêreld? By sy geboorte. Dis die Messias geopenbaar aan 'n wêreld. Amen. En toe begin Jesus toe hy opgevaar het, en wat het begin? Die kerk? Waar begin Openbaring 2 en 3? Wat het Openbaring 2 en 3 na die openbaarmaking van Christus? Dis die briewe aan die kerk, die gemeente, die dispensasie van die kerk. Amen. Openbaring 4, wat gebeur met die apostel Johannes in Openbaring 4? Hy sien die hemel geopen en hy sê, kom op hierheen. Hy is geharp. Wat gebeur nou met die kerk? Die kerk is geharpatso. Openbaring 4. Die wegvoering van die bruid, nooit weer daarna. Verwys die Bybel na die kerk nie. Kerk is geharpatso. Amen. Wat gebeur nou na die wegvoering van die ware bruid? 3 jaar van verdrukking en 3 jaar van die groot verdrukking. 7-jarige verdrukking, 3,5 jaar. 3,5 jaar plus 3,5 jaar. Ek split hom in 2. 7-jarige verdrukking, 70ste week wat God aan Daniël openbaar het. Nee. Na die 7-jarige verdrukking kom Christus. Dan kom hy letterlik na hierdie aarde toe. Slag van Armageddon kom hy oorwin en hy regeer vir 1000 jaar. Dis waar hierdie kategorie van mense saam gaan kom. 1000 jaar saam met Christus. Dan kry ons nog een groot oorlog na dit, want die duiwel word nou losgemaak vir 'n groot oorlog, waarvan Christus hierdie oorlog vir die Jode gaan wen, en net daarna word hy in die poel van vuur gewerp. Dis wanneer die mense dan voor die troon van oordeel gaan verskyn, en God 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gaan skep, die nuwe Jerusalem gaan neerdal op hierdie aarde, en ons gaan vir ewig weer op die nuwe aarde bly. Vir hulle wat? Boek Openbaring. Amen. Awesome. Laastens kom hy en hy sê wat, ek gaan sy naam bely vir my Vader. Wie is die middelaar tussen ons en God? Jesus Christus. Amen. Dis hierdie middelaar. Jesus sê, luister, ek gaan jou naam voor my Vader bely, want ek is die middelaar. Ek glo al ons gebede gaan deur Jesus Christus. Is dit nie fantasties? En hy gee sy naam voor die engele. Sien, dis wanneer jy uitroep en sê, Vader, ek bid hier dat die engele sal opdrag gee aangaande ons beskutting en beskerming. God gaan met sy engele praat oor jou. Hy gaan jou naam bely voor engele. Amen, en engele vir jou stuur. Hulle wat oorwin. Amen. Hierdie is fantastiese beloftes vir hulle wat oorwin. Jesus is die middelaar, 1 Timoteus 2:5. Want daar is een God en een middelaar tussen God en die mens. Naamlik die mens Christus. Hy is nou in die hemel, loop as middelaar vir jou. Hebreërs 8:6. Maar nou het hy 'n voortreffeliker bediening verkry, vir sover hy ook middelaar is van 'n beter verbond, wat op beter beloftes wettiglik gegrond is. Amen. Fantastiese beloftes wat ons praat oor die beloftes. Hierdie beloftes is vervul in Christus. Jy losmaak van Jesus, geen van hierdie beloftes in jou lewe. Hebreërs 9:15. Daarom is hy middelaar van 'n Nuwe Testament, Hebreërs 12:24. En by Jesus die middelaar van 'n Nuwe Testament. Amen. Kom verder hierso. Hartseer met betrekking tot die gemeente van Thyatira. Hoor wat sê hy? Nou daar's enkeles, né? Duidelik. Aan salwes, enkeles. Nou kom hy hier by hierdie gemeente, hy sê, ek het jou werk nie volkome voor God gevind. Lyk ons werk nie volkome gevind. Jy sien, dis wanneer ons werk nie die regte gesindheid nie. Dis verkeerde motiewe. Die dinge wat ons gaan kyk. Ons nie wil ontvang nie. Hy sê een ding hier. Ek wil dit vir u vandag sê. Ek sluit daarmee af. Ek sê net wakker bly. Praat nie van fisies, gees.
Laat vir jy sê, ek is bekommerd as ek gaan kyk hoeveel mense in die kerk is aan die slaap. Praat nie van Koninkryk Bediening en Sulks nie. Praat van die breë kerk. Dan sien jy, daar's 'n gees van sluimering. Mense is nie wakker nie. Hulle is nie attent nie op wat aangaan in hierdie wêreld nie. Hulle is nie gefokus op God se woord nie. As hy bekommer is en sê, Here, U praat met die kerk. Hy sê ons moet waak en bid, ons moet wakker bly. As te veel Christene wat in die slaap is, sê nie wat aangaan in hierdie wêreld nie. Ek praat van bekering. As 'n oproep tot bekering, as daar 'n goue draad is deur die Bybel, is dit een woord en dit is bekering. Van Genesis af tot in Openbaring. Die goue draad is bekering, 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 bekeer jou. Kom dan tot inkeer en bekeer jou. Tye van verkwikking vir die aangesig van die Here sal ons lewe kom. Ek kan met u weke praat oor een woordjie, bekeer. Wat is die oproep tot die kerk? Bekeer. Ons moet wakker wees. Moenie laat ons deur hierdie gees van sluimering en passiwiteit gevang word. Soveel mense in die kerk betrokke is. Ons sal wakker wees, want my hart is as herder vir elkeen van u, dat jou naam nie net in die boek van die lewe is nie, maar dat jou naam ook in die gedenkboek is. Daarom sal ek preek om julle voor te berei en vir julle al die beginsels van God se woord gee, om 'n kerk voor te berei vir die wederkoms van die Here Jesus Christus, sodat ons weggevoer word wanneer die barsyne gaan blaas. As jy gereed by die Here my beteens is. Daarom sal jy die waarheid van die evangelie sal jy hoor. Amen. Volgende week sluit ek af met die laaste 2 gemeentes, hierdie 7 gemeentes. Moet dit nie mis nie. Amen. Ons bid saam.